Goeiedag kykers, vandag het ons 'n baie interessante skepsel hier langs ons. Dit is basies Jaguar se antwoord tot die res van die mark wat besig is om baie geld met SUV's te maak. Wat hulle nou vir hulle sê is, luister, ons soek 'n stukkie van die koek. Ons kom hard in, ons maak iets wat pragtig en mooi is en ons hoop dat almal hom gaan koop in plaas van julle sin. Porsche, Audi, Mercedes ensovoorts. Ja, so hier is die Jaguar F-Pace en dis 'n absolute stunning kar. Ons gaan nou so 'n bietjie om hom loop en dat julle hom kan sien van verskillende hoeke af. Soos julle kan sien, is hierdie kar eintlik maar gebaseer op die F-Type se lyne en ons dink hulle het 'n fantastiese job gedoen. So kom kyk bietjie hierso. Hanju, jy kan hom vir ons beman hierso. So jy het hierdie ongelooflike groot swart grill. Nou dis deel van die R-Sport pakket om al swart te maak en groot en aggressief. Soos hierdie gedeelte is hierso, dit is alles deel van hierdie R-Sport pakket. En natuurlik jou pragtige mooi LED hoofligte wat ook gebaseer is bietjie op die nuutste Jaguar ontwerpstaal wat ons deesdae gewoond geraak het. Dan het jy 20 duim wiele. Dit laat dit baie gangster lyk. So instant street cred, geen pumping nie. No pumping required. Jy gaan net soos jy hom kry. En dan soos jy kan sien is hier 'n krapmerk op die spieeltjie wat ons nou net oplet en dit is 'n skrynende skande. Wie was dit? En dit was nie ons nie. Okay. Ja, so dan al die krom wat op die kar normaalweg sal verskyn is ook swart. As mens nou terug staan en kyk na sy lyne, is dit 'n absolute beeldskone soos skepping. Agterligte. Ja, nou die agterligte is reguit omtrent gevat van die F-Type af. Jy kan eintlik so van omtrent nie eens 'n verskil sien tussen die goed nie. So die feit dat hulle dit 'n F-Pace noem, F-Type, F-Pace, klink soort van of het moet te doen hê met mekaar. En ja, het 'n pragtige mooi agterkant. Dit is seker die hoof fokuspunt van hierdie kar, is hierdie pragtige agterkant wat hulle vir ons geskep het. So ja, jy kan my sien 2 liter 4-wiel aangedryf, 2 liter diesel in 'n Jag. Maar in 'n geval nou moet ons gaan kyk hoe hy binne-in lyk. En as ons binne-in gekyk het, dan kan ons kyk na hoe hy bestuur. Ja, seker maar die logiese volgende stap. Okay, so binne in die F-Type word jy gegroet met 'n baie lekker reuk van leer. So 'n lekker duursame reukie van leer. Ja, en die sitplekke is heel gemaklik, hulle is elektries verstelbaar. Jy het nie vir dit 'n sitplekke nie. Dis die sitplekke. En hulle is rooi. Nou stuurwiel gewys, dis 'n baie nice stuurwiel. Ek dink hulle het hom ook uit een van Jaguar se sportmotors uitgehaal want hy's baie lekker sporty stuurwiel. En die 2 baie groot skerms. Jy het jou speedo cluster en goed se skerm is nou elektronies en hy kan verander word om allerlei goed te wys vanaf jou spoed en toere tot 'n GPS map en jy het nog 'n groot touchscreen hierso ook. Ja, verder dis maar tipies Land Rover Jaguar hier in die middel af, 2 cupholders, hierdie funky ratefboom ding wat so uitstyg uit die center console uit. Jy lekker groot kabel hierso met selfs 'n HDMI poort. Ek is nie heeltemal seker wat jy daar doen nie. Ek weet nie of jy soos 'n screen hier kan inplug of wat nie, maar dan het jy 2 USB ports en 'n SIM-kaart slot, so jy kan hom in 'n groot Jag diesel foon verander. Hierdie is nou so swyderige tipe materiaal wat nogal het 'n baie luukse gevoel hier binne. Wat nogal weird is jou venster se knoppie sit hier bo. Van die materiaal hier binne is wel het vraagtekentjies op hulle, soos hier onder by die deure. Is maar baie krapperig en so. Hierdie lyk soos leer, maar is eintlik plastiek met stukwerk in dit. Alhoewel dit baie mooi lyk, is dit nie regte leer nie. So ja, dit voel vir my in 'n
tussen 770 en 1.2 miljoen rand se kar behoort hier aan regte leer te hê waar dit lyk soos leer, maar dit is nie regte leer nie, ongelukkig. So, ja, verder is awesome. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit agterin, hierdie Jaguar F-Pace. Ja, so agterin die F-Pace het jy lekker baie kopspasie in 'n mate. Ek het 'n baie lang bolyf en my kop raak net aan die dak, of net nie. Beenspasie gewys het ek lekker baie daarvan. Hierso so 'n pouchie om goedjies in te sit. Jy het onder by die deur lekker groot cuphouder vir waterbottel of so. Nie soos 'n koppie koffie nie, want dit gaan definitief uitval as jy daarin sit. Verder het jy airvents wat agtertoe wys wat nice is. Hier 2 gaatjies hierso wat oulik is van hulle is dit is vir jou, dis USB port. Nou is dit vandag gekies om die shots te kom neem langs Kilani soos julle kan hoor. Eintlik net die R44. Maar in elk geval jy twee charge punte hierso en 'n 12 volt socket. En die charge punte is USB konfigurasie. Ja. Dan het jy 'n lekker armleuning met 2 cupholders. Jy het nie 'n ski hatch nie, so maar die sitplekke kan wel plat vou as jy dit so wou doen. En by voorbeeld, kyk nou net hierso. As jy sê maar onwettige immigrante agter in die kar het, kom by die borderpost, gooi die seat plat, spring agterin, gooi die seat toe. En niemand gaan weet hulle is daar nie. Kan wegkom maar mee, so is nogal cool en net 'n Jag. Hulle gaan nie vra nie. Dan het jy natuurlik jou ISOFIX punte vir jou kind se stoeltjie om vas te anker. So ja, kort en kragtig. Dit is 'n lekker plek om te wees, glad nie te sleg nie. Ja, so kom ons gaan kyk hoe lyk die boot en dan kan ons gaan bestuur. Okay, so kattebak gewys. Jy het een van hierdie lekker auto boot open funksies, maar hierdie is in sy segment die SUV met die grootste kattebak, as hy nie die volgrootte spaarwiel onder nie. Ek dink jy verloor omtrent 100 liter as jy die volgrootte spaarwiel vat. So dis nogal eintlik bietjie sleg, maar hy het 'n baie groot boot. Ja, die lip hierso is lekker laag, so is maklik om goed in en uit te laai. Hierdie mooi stylering van die kar op 'n manier het hulle reg gekry dat dit nie hierdie opening te veel belemmer nie. Jy kan redelike groot goeders met gemak hierso inkry. So ja, hy het 'n alright groot boot. Hey. So ons gaan hom nou vir 'n spin vat. Oh yes. Die ou dieseltjie pur tot lewe. Okay, so ons moet nou van hierdie grasveld waarop ons nou is afkom. En ja, is baie goed. Ons spin so bietjie soos julle kan sien. Die kar is nou nie jou soos mees intense offroader of iets nie, maar daar is redelike gladde gras en dit is actually nogal redelik styl en ja, hy het nie te bad gedoen nie. Ja, sien ons het hom daar so 'n cactus en ys mode gesit. En dan ja, dan doen ek dit sleggies. So na daardie omvattende 4x4 toets is dit veilig om te sê dat die F-Pace nie vir Kingsley Allgate en sy bravade bedoel is nie. Om eerlik te wees, het ek dit van die begin af verwag. Die F-Pace se talente is elders te vind. Nou klim ons op die snelweg. Ja, ons klim nou op die snelweg. As ons 'n bietjie trap dan. Ja, in eerste raad dan voel dit nogal vinnig. En dan hier van so 80 af. Voel dit ja, aanvaarbaar vir iemand wat nou nie juis 'n petrolkop is en waar hy die hare agter op sy nek moet oorent gaan staan van plesier nie, want dit doen nie. Dit is eintlik maar 'n klein bietjie teleurstellend hoe hierdie diesel engine doodgetrek word deur die kar se gewig. Maar wat padlawaai en so aanbetref, jy kan hoor dat die 20 duim relatief lae profiel bande redelik vibrasie deur die suspensie in die kajuit instuur. So
daar's 'n klein bietjie padlawaai van die bande af. Jy het nie regtig enige windlawaai nie. Wat goed is, ek sit heel gemaklik. Daar is wel 'n redelik groot blinde kool oor jou skouer en die kar het wel op sy speeltjies liggies wat aangaan om te sê daar's iets in jou blinde kool. Maar ja, maar verder op die snelweg is dit glad nie te sleg nie. Kom ons sit hom in sport mode. Drive select knoppietjie daarso. Hierso sit ons die suspensie in track mode langs die steady stampietjie. En dan skielik raak die instrumentpaneel rooi. Kom ons kyk gou-gou. Hier's 'n lekker draai hierso. Okay, is aansienlik meer stamperig. Maar dis 'n baie stamperige pad, so Bliksem. oeps. Quadcopter het sopas weer airborne geraak. As mens vinnig omdraai ry, gee die F-Pace 'n genotvolle rit. Sy sportmotor DNA kom wel na vore. Maar ek dink dit was 'n slegte besluit van Jaguar om hul mees praktiese sportmotor ooit enigstens met hierdie 2 liter diesel engine beskikbaar te stel. Dit reduseer die F-Pace tot net nog 'n soft-roader SUV vir mense wat nie regtig omgee oor karre nie. Ek verstaan dat daar heelwat kopers is wat wel tevrede sal wees met die engine se kraguitset en ingenome gaan wees met die goeie brandstofverbruik. Maar van wanneer af besluit 'n mens op 'n Jaguar vir goeie brandstofverbruik? Gaan dit nie oor karakter en bestuursgenot nie. Ek dink ek het nou my punt oorgedra en gaan na die 2 liter diesel engine. Ek kan sien hoe Jaguar goeie besigheid gaan doen met die F-Pace, ironies genoeg veral met die 2 liter diesel engine. Net omdat daar baie kopers in daardie segment is. Ons kan egter nie wag om die 3 liter supercharged V6 petrol in die hande te kry nie. Ons te vermoed dat dit die F-Pace gaan wees waarvoor ons gewag het.